Solank jou bedoelings maar goed is, gaan jy jou oor neerlaag kwel? Solank jy volhard en vol moed is, dis tog die probeerslag wat tel. Nee, soet is die stryd vir die stryer, al moet hy uiteindelik verloor. Maar die man wat sy deelname weier, is die man wat sy nasie vermoor. Dankie. Vrienden, ja, ek wil vir Dr. Rood van harte bedank vir die wonderlike boodskap wat hy vir ons vandag gebring het. En ek het vir ons baie stof tot nadenken en bring hier so tot ons gesprek. Ek dink ons kan ons hand in eie boesem steek, want ek dink ons besef werklik waar in watter posisie ons Afrikaners in die land is. En dit is waar woorde wat hy daar sê, jy weet, as ons sien wat die aanslag op ons is, op ons taal, op ons instellings, dan is dit skrikwekkend. En ek dink die mense aan werklik waar ons moet wakker word. Daar is 'n groot taak wat ons moet wag en wat ons toe lê. En nogmaals baie dankie Dr. Rood, dit is wonderlik geweest. Baie dankie. Dankie. Baie dankie. As daar is, ons het so wonderlike persoon in ons midde vandag, is die broeders en vriende, as u wil enige vrae aan Dr. Rood wil stel, u is baie welkom. Ek dink hy sal so graag vir u wil antwoord. Ek dink daar het seker dinge by ons opgekom vandag tydens hierdie toespraak. So u is baie welkom om vrae te vra as u wil. Julle allemaal tevrede, allemaal gelukkig. Dan is het baie dankbaar. Ek kan Dr. Rood, daar buiten, waarskynlik meer in die Randse area, is daar nou waarskynlik vandag 'n klomp ander feeste wat polities korrek gedoen word onder versoeningsdag. Ek dink nie mense moet sommer die idee van die versoening sommer skrap nie. Maar dit lyk vir my op die idee van gelofte wel vinnig geskrap word. Vergaderings wat waarskynlik vandag deur polities korrekte politici toegespreek word. My kommentaar daaroor? Ja, jy weet, ek dink daar is eintlik maar min mense deesdae wat nog glo aan die opvatting van versoening in Suid-Afrika. Daar is ook, wel, alhoewel van die politici dit nou natuurlik terwille van die vorm of die gewoonte of die konsensus sal hulle nou toesprake rondom versoening maak. Maar 'n interessante opmerking wat Pallo Jordan op 'n keer gemaak het teenoor lede van die ANC, wat aan my vertel is deur iemand van die Vryheidsfront, is dat hulle het hom gevra, maar hoekom moet daar versoening wees? Toe sê hy, versoening beperk die beweegruimte van jou vyand. En jy weet, ons is so vasgevang in die versoening dat ons word konstant eintlik ondergrawe, ondermyn, aangeval op allerlei maniere. En dan moet ons antwoord met 'n versoening. Ons mag nie reageer op hierdie ondergrawing, ondermyning en aanvalle wat daar teen ons geloods word. En dan, waarna ek verwys het, ek het kortliks verwys na mense wat ontnigter is, onder andere natuurlik Breitenbach, wat hy was 7-8 jaar in die tronk gewees, omdat hy aan 'n revolusionêre organisasie behoorde destyds, wat ook 'n revolusie in Suid-Afrika wou bewerkstellig. Maar hy is vandag eintlik geheel en al ontnigter met die hele gang van die geskiedenis in Suid-Afrika. En hy het verlede, 'n Sondag of 2 gelede, 'n rapport geskryf dat ons moet 'n federale deelstaat kry en dis iets wat die moeite werd is om voor te stry. En toevallig het ek nou rondom die dood van Chris Lou, was daar mos 'n byeenkoms gewees so 2 weke gelede, en ek was daar en het met mense gesels en toe ook 'n televisieregisseur ontmoet
met wie ek toe gaan koffie drink het, nou onlangs, paar dae gelede. En hy het my toe vertel dit, kyk, daar was mos 'n byeenkoms in 87 in Dakar, waar 'n klomp skrywers en joernaliste en onder andere van Seil Slabber en Antjie Krog, Chris Lou self, ja, hulle was almal daar. En saam met, en daar het hulle vir Thabo Mbeki ontmoet en van die ander ANC figure. En hulle toe, dit was in 87, en hulle het 'n reunie gehad 2 jaar gelede in 2007. En hy was toe daar, omdat hy hierdie program gemaak het op Kyknet met die titel, Kyk hoe lyk ons nou. En was hy toe daar met 'n kameraman en hulle het alles daar op kamera opgeneem en onderhoude met die mense gevoer en so. En een en almal van hulle was geheel en al onnigter gewees en baie negatief oor die huidige Suid-Afrika. In so 'n mate dat Kyknet agterna nie daardie filmmateriaal wou uitsaai nie. Omdat hulle gedink het dat dit gaan mense daar buite, dit gaan eintlik die hele legitimiteit van die huidige stelsel affekteer of beïnvloed, as mense gewys word hoe onnigter al hierdie individue is, wat destyds groot voorstanders van verandering in Suid-Afrika en van 'n soort ANC-regering en alles wat daarmee saamhang was. So, selfs diegene, dink ek, wat tot redelik onlangs nog versoening as 'n strategie of 'n gedagte aangehang het, doen dit vandag nie meer nie. Daar is nie meer 'n Breitenbach of of Chris Lou is nou dood, maar ek het met hom gepraat nie te lank voor sy selfmoord nie, en toe was hy ook geheel en al onnigter gewees en veral met die misdaad in sy omgewing. En hy het ook gevoel dat daar moet nou verandering in Suid-Afrika kom, dat ons nie meer so kan aangaan nie. Want hierdie transformasieproses, indien dit nie gestuit word nie, gaan maar net voortgaan, van dag tot dag, op alle gebiede. Of dit nou landbou is, of die universiteite, die skole, die media, alles gaan eenvoudig daardeur oorspoel word. En daar is 'n inherente in hier, dis wat ek hier, die gedagte wat ek probeer beklemtoon het, inherent aan hierdie gedagte van revolusie, is daar geweld. En Dingaan se primitiewe geweld van destyds, duur eintlik vandag maar net voort in 'n ander vorm. Dit was die punt wat ek wou maak.